stil voor die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 31. Nou, Psalm 31 is een van daardie psalms wat jou sommer hoop gee. Hierdie psalmdigter praat van storms in sy lewe en hoe die Here met hom werk in hierdie storms. Hoor hoe stel vers 1 dit, net soos 'n rots, gesterk, gestewig teen storm en ongetui is U, o Heer, vir my. Maak my tog nie beskaamd vir ewig. Aan die ander woorde, hy sê daar's goed in sy lewe wat hom verleë maak. Hy het regtig hulp nodig. En dis wat hy vind by die Here. Die Here help hom. Bevry my, hoor my bede na U geregtighede. Want nie net omstandighede nie, maar mense wat die lewe vir hom moeilik maak. En dieselfde hoor ons dan in vers 19. Kyk hoe mooi, en dit is baie kompak ingekleed, so jy moet 2 bladsytjies aanblaai en ons gaan die 2 verse sing, vers 1 en vers 19. Hoor hoe stel hy dit? Hy sê die Here het ons lief. Bemin die Heer sy gunstelinge. Dit is U en ek as kinders van die Here, wat die liefde van die Here ervaar. Dan sê hy sal jou nooit verlaat, maar straf die trotse daad deur goddelike regsgedinge. Met ander woorde, al ervaar jy op die oomblik dalk 'n stuk onreg in jou lewe, die Here is die regter, en hy is op pad, en hy is in jou kant, so jy hoef nie self wraakgedagtes te hê nie, gee dit vir die Here. En dan sluit hy af, wees sterk dan en behoue in stille, kyk nou daai woord, in stille godsbetroue. Nou wat beteken dit? Ons kan dit maar vertaal ook met stille godsvertroue. Dit beteken, ek hou aan die Here vas, ek vertrou op hom. Daarom kan ek maar stil wees, ek hoef nie te beklei en skree nie. Ek kan maar rustig wees, want die Here is die regter. Hy is die een wat my, sy gunsteling in sy hand hou. Wat 'n pragtige gedagte. Kom ons loof die Here, vers 1 en vers 19, Psalm 31. Net soos 'n rots sterk gestewe, teen storm en ongetui, is U, o Heer, vir my. Maak my tog nie beskaamd vir ewig, bevry my, hoor my bede, na U geregtighede. Bemin die Heer sy gunstelinge, hy sal jou nooit verlaat, maar straf die trotse daad deur goddelike regsgedinge. Wees sterk dan en behoue in stille godsvertroue. Gesang 71 vers 2 sing ons na die wet. U die kenner van ons harte ken ook my en weet alleen hoe ek in berou en smart in my onheiligheid beween. En wat daarop volg, net vers 2 na die wet en dan sing ons vers 3 volgende versie na die geloofsbelijdenis as bevestiging
van dit wat ons glo. Ons lees die samevatting wat die Here Jesus vir ons gee in Matteus 22, waar hy die wet saamvat. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, maar die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Die kenner van ons harte, ken ook my en weet alleen, hoe ek in berou en smarte my onheiligheid beweer. Ja, ek ken my hart se wonde, ken die leed om al my sonde, maar ek kom in Jesus naam, om sy bloed neem in my hand. In sy preek aan hierdie mense van wie ons nou gelees het, die Fariseërs en die Sadduseërs, wat ons vandag gaan lees in Handelinge 5, beskryf die apostel Petrus die Here Jesus so. Hy sê, hom het God as 'n leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Later maak Paulus dit duidelik in Galasiërs, ons is diegene aan wie die Here bekering geskenk het. Met ander woorde, hy maak jou sy kind. En die implikasie daarvan is dat jy ook vergifnis van sonde kan kry. Nou hier is 'n groot onderskeid tussen kinders van die Here en mense wat buite God se wil staan en nie sy kinders is nie. Iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, met wie die regter is op pad. As jy in sonde bly voortgaan, die toorn en die straf van die Here bly op jou, solank as wat jy in sonde bly leef, en die genade wat die Here Jesus bied verwerp. Maar vir jou as kind van die Here is dit iets anders. Vir jou is God nie 'n regter wat jou tot die dood veroordeel, soos wat jy verdien nie. Vir jou is God 'n Vader. En daar is 'n verskil. As jy in 'n hof staan en jy weet daardie man wat daar voor staan as regter, hy moet my veroordeel oor my oortreding wat ek begaan het, is dit benoude oomblikke. Dis iets anders as jy in die binnekamer is en dis jou pa. En jy weet, hy moet jou dalk 'n pak slaag gee, want jy was ongehoorsaam. Maar hy is jou pa. En ek dink iets daarvan is waar in ons lewe. Ons kry onsself baie keer so jammer oor die swaar kry in ons lewens, en ons dink, is die Here nou besig om my te straf? Maar die genade is, die Here is nie kleinlik en moedswillig nie. Hy is 'n Vader wat genadig is. En daarom as ons sy eer aantas met ons sonde en oortredinge, en ons vra, Here, vergewe my sonde, dan vat hy daai rekening en Jesus betaal die rekening aan die kruis en hy skryf met sy bloed hierdie rekenings vereffen. Dis 'n transaksie, sodat jy hierdie week kan ingaan as iemand wat die genade van die Here het. Jou hart is skoon gewas deur die Here. Hebreërs sê hy was selfs jou gewete skoon. As jou duiwel môre weer kom en sê jy moet nog steeds skuldig voel oor gister se sonde, en jy vra, Here, ek voel nog steeds skuldig oor daai goed, en die Here sê, maar waarvan praat jy? Jy is volkome gereinig, dit is betaal, is klaar. Gaan in die vreugde van jou Here en gaan leef in hierdie week wat voor jou lê voluit vir die Here. Dis begenadigde. Liefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo. Elkeen spreek in sy hart soos volg.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Dat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Genade, deur geloof neem ek hom aan, daarom vrees ek nie die kwade, omdat Jesus met my gaan, alhoewel in skuld gebore, was ek in hom uitverkore. Hierdie woord in skepingsmaag, skeiding roep oor dag en nag. Ek dink een van die antwoorde wat ons nou gaan lees in Handelinge 5 is die vraag oor hoe raak ek ontslae van daai beklemming in my hart, daai benoudheid, daai vrees. Hoe maak ek die dinge wat my bang maak? En dis baie keer, en meeste van die tyd nie 'n vrees vir myself nie, maar wat vir my geliefdes. Kom ons lees weer hierdie versie wat ons nou gesing het. En hoor hoe sê hy dit? Deur u seun skenk u genade. Deur geloof neem ek hom aan. Daarom vrees ek nie die kwade, omdat Jesus met my gaan. En wat ons nou doen, is ons sit onsself in die skoene van daardie manne wat voor hierdie 70 raadslede moes staan van die Sanhedrin. Jy het gehoor, ons het in Matteus 22 al gelees van die Fariseërs en die Sadduseërs. Dis die 70 manne wat die leiers is van die volk, wat kan ter dood veroordeel. En hulle staan voor hierdie ouens wat hatig is en regtig vir hulle wil doodmaak, soos wat hulle vir Jesus doodgemaak het aan die kruis. En dan hierdie wete in hulle harte. Daarom vrees ek nie die kwade, omdat Jesus met my gaan. Nou hoor hoe stel hy dit? Alhoewel in skuld gebore, was ek in hom uitverkore. En nou wanneer het dit gebeur? Wanneer het die Here my uitgekies om sy kind te wees? En nou sê hy in die laaste stukkie, eer u woord en skepingsmag skeidingsroep oor dag en nag. Met ander woorde, voor die Here in sy skepingsmag bepaal hy dat daar dag en nag moet wees, het hy reeds my naam geskryf in die boek van die lewe. Dis wat hy sê in Efesiërs 1 vers 4. Hy het my uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. Reeds besluit, daar gaan 'n mensie wees, soos ek. En hy maak my sy kind. Toe reeds besluit, jy gaan God se kind wees. En wanneer die kwaad kom, en dit kom, hoef jy nie bang te wees nie. Jesus gaan saam met jou. Kom ons lees daarvan, hoe lyk dit in die geskiedenis, wanneer dit afspeel in die lewens van die apostels. Ons gaan nou met hemelvaart nadink, oor die Here Jesus se opvaart na die hemel, soos wat beskryf word in Handelinge 1, ons gaan donderdag daar stil staan, vers 9 tot 11 van hoofstuk 1, en dan gaan ons met Pinksterdag stil staan by hoofstuk 2, waar die Heilige Gees uitgestort is, en alles wat ons nou so ver gelees het aan Handelinge, is nou die tyd daarna in die vroeë kerk. Heilige Gees is uitgestort, kerk het begin groei, maar daar was verskriklik baie moeilikheid. Elke nou en dan is hierdie manne voor die hof, kan 'n mens sê, voor hierdie Sanhedrin. Elke keer word hulle aangekla. Wat is die agtergrond? Wat het hier gebeur?
was hierdie selfe ou storie. Hulle was in die tempel besig om te preek, toe kom die soldate, want hulle het 'n tempelpolisie gehad. Dit was nie Romeinse soldate nie, dit was Jode wat gewapen was en wat vir die Sanhedrin gewerk het. Hulle het vir Petrus en Johannes gevange geneem en hulle in die tronk gesit. Nou wat het die gemeente gedoen? Jy moet onthou op daai stadium was daar al oor die 5000 mense wat Christene was in Jerusalem. Dis 'n mega gemeente. Dit was klomp mense. Hulle het gebid. Nou wat doen die Here wanneer daar 5000 mense bid vir hierdie 2 manne in die tronk? Toe die manne die volgende dag uit tronkdeure oopmaak, is daar niemand. Hulle het hulle morsdood geskrik. Die volgende oomblik kom daar 'n ouetjie ingehardloop en hy het vir hulle boodskap. En dis nou waar ons aansluit. Dis nou waar vers 25 wat ons nou gaan lees. Wat het hierdie ouetjie vir hulle gesê wat toe nou instorm daar in die saal waar hierdie 70 raadslede van die Sanhedrin bymekaar is, wat nou vies en boos is, hulle het die 2 manne gevange geneem. En nou is hulle weg en is verleë. Wat het gebeur? Kom ons lees. Handelinge 5:25. En daar kom een en bring aan hulle berig en sê, kyk, die manne wat julle in die gevangenis gesit het, staan in die tempel en leer die volk. Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met geweld nie, uit vrees vir die volk dat hulle gestenig sou word. Hulle het hulle dan gebring en voor die raad gestel en die hoëpriester het hulle gevra en gesê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer gevul, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet God meer gehoorsaam wees as die mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Om met God as 'n leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog. Om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Net eers tot hier, ek wil net nog 'n vers met u deel. Hulle is toe nou weer verbied, nadat Gamaliel gepraat het en hulle is geslaan. En dan sê vers 41, hulle toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie en die evangelie te verkondig dat Jezus die Christus is. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons dank die Here vir 'n geleentheid wat ons het om U te aanbid. En ons wil al ons aandag en ons energie en ons liefde vestig op U. Here, ons wil regtig inneem dit wat U vir ons wil sê, wanneer U ons toerus vir die week wat voor ons lê en vir ons roeping in U koninkryk. En Here, menslikerwys is ons baie keer ook daar waar ons benoude oomblikke beleef, omstandighede wat ons nie wil wees nie, wat seer is en moeilik is om te hanteer. En ons kyk hoe kragtig, Here, U gewerk het in die harte en lewens van Petrus en Johannes en die apostels.
hoe U die gemeente gebruik het, en hoe hulle deur die gebed ook, tot U genader het en U het in genade U ontferm. En nou is ons gebed, Here, dat U ook vandag uit die Bybel vir ons sal toerus, en vir ons sal help, om ons omstandighede U groot te maak en te verheerlik. Here, kyk ons na die nuus en die omstandighede om ons, en kry ons te doen met liefdeloosheid en soms blaatante haat, soms blaatante onreg. Here, dan wil ons so maklik op 'n menslike sondige manier daarop reageer. Maar help ons, Here, om op so 'n manier te reageer dat U verheerlik word. Here, kyk ons na die toekoms, daar raak ons maar bietjie benoud terwille van ons kinders en ons geliefdes. Dankie, Here, dat U vandag opnuut vir ons hoop gee uit die Bybel. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, die tema van ons prediking is die opstanding van Jesus bewerk vreeslose getuienis. Die opstanding van Jesus bewerk vreeslose getuienis. So wat gebeur het en in elke preek wat Petrus gegee het tot dusver, ons het 'n klomp verskillende gedeeltes gelees in Handelinge, en elke keer maak hy melding daarvan, dit wat ons op Paaszondag herdenk het, dat God die Vader vir Jesus uit die dood opgewek het, dat Jesus lewe. Hy sê dit in elke preek. Ons het gehoor, dit is geweldig belangrik, dat dit deel is van ons getuienis, om te glo dat Jesus lewe. En hierdie gedeelte sê dit in vers 30, dat God hom opgewek het uit die dood, en dat Jesus lewe. En dit is iets wat hulle nie wou hoor nie, nie wou glo nie, en hulle wou graag hê die volk moet glo, dit is maar die apostels wat Jesus se liggaam gesteel het, en op 'n ander plek gaan begrawe het. Maar hulle was baie benoud, want sê nou net, dis waar. As Jesus opstaan en hy lewe, dan het hulle moeilikheid. En nou is die vraag, maar hoe raak ek ontslaaf? Want hulle het vir Jesus doodgemaak, en nou sal jy onthou, voor die uitstorting van die Heilige Gees, was hierdie selfde disippels so benoud, hulle het hulle self toegesluit in die bovertrek, slot en grendel. En elke keer het Jesus tussen hulle verskyn en vir hulle gesê, vrede vir julle. En met hulle 'n pad geloop. En dit wat ons hier sien, is nie maar op die ingewing van die oomblik iets wat gebeur nie. Dis 'n pad wat God met sy kinders loop tot op die punt waar hulle hierdie krisis kan hanteer. Jy moet onthou in jou lewe. Max Lucado noem dit, jy is op die aambeeld van God. 'n Aambeeld is 'n stuk yster, wat die ystersmid baie keer gebruik. Hy sit daai stuk yster in die vuur, tot hy rooi warm is, en dan slaan hy met 'n hamer, totdat hy 'n swaard is, of wat hy ook al wil maak, terwyl hy rooi warm is. Dat hy uiteindelik 'n bruikbare instrument kan wees. En hy sê, elke storm in jou lewe wat jy beleef, is voorbereiding. Dat die dag as die damwal breek, die dag as die orkaan kom, die dag as jy oorweldig word deur jou omstandighede, dan het die Here jou lewe lank jou voorberei vir hierdie dag, dat jy dit kan hanteer. Want ons is benoud en bevrees, gaan ek kan end uit aangaan en oorleef en aan die Here vashou? Wat as my geloof nie sterk genoeg is nie? Wat hy hier sê is, hy loop met jou 'n pad, so jy hoef nie daar bekommerd te wees nie. Hy is daar, met jou. Nou gaan ons kyk na 3 aspekte van hierdie getuienis. Ons gaan eerstens kyk na wat is die motief van die getuienis, vers 29. En dan gaan ons kyk na wat is die inhoud van die getuienis, vers 30 en 31. En dan gaan ons kyk na wat is die krag, waar kom die krag vandaan van hierdie getuienis in vers 32. Ons vat dit van 'n kant af. Dit mens hier tref, na Paasfees, die opstanding van die Here Jesus, en na die Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, sien ons hoe hierdie disippels vreesloos, hulle wat vroeër weggekruip het agter slot en grendel, is nie meer bang nie. Hulle staan nou op, en hulle vertel die mense van Jesus. Geen teken van vrees, of benoudheid in hulle stem nie.
Vreesloos praat hulle met hierdie leiers wat gewoonlik vir mense laat intimideer en vrees veroorsaak het in hulle harte. Wat is die motief? Hoekom praat hulle oor Jesus? In vers 29 hoor ons die uitspraak, want telke male word hulle gewaarsku, en elke keer word hulle geslaan. En dit was 'n verskriklike ding. Wat vir sê, as jy 40 houe kry, is jy dood. So hulle gee jou 39 houe. Dit is met 'n sweep wat hulle gemaak het van riempies waarna hulle klippies vasgemaak het, sodat as daai sweep jou tref, dan slaan dit die velstukkend. 39 houe. Die eerste keer dat hulle oorleef, hulle het aangegaan. Nou is dit die tweede keer. Weer in die tronk. Dit is my so kostlik, as ek nou kyk, wat het hier gebeur? Hier is die hele gemeente besig om te bid vir hulle. Hulle is in die tronk, die engel lei hulle uit, hulle kom by die deur, nou staan hulle voor die deur, en daar is 'n slavinnetjie met die naam Rode. Sy maak die deur oop, en sy sien die twee daar staan. Sy skrik haar mors dood, sy het nog gespoke. En sy hardloop terug, en sy gaan sê vir die mense, ek dink hulle is hier, maar ek is nie seker nie. Maar sy los hulle dan by die deur, sy maak nie die deur oop nie. Nou staan die manne nou maar daar wag dat hulle die deur oopmaak, maar dan kom hulle in. En dan word hierdie smeekgebede, word dankgebede. Volgende dag is hulle weer in die tempel. Nou moet jy onthou, toe hierdie ouetjie nou daarin hardloop in die raadsaal en vir die ouens wat nou sê bewaas hulle, ons het nie idee hoe hulle kon uitgekom het en wat met hulle gebeur het nie, sê die boodskappertjie, hoor jy, hulle is daar in die tempel en hulle praat alweer oor Jesus. En nou stuur hulle die hoofman, dit was nou die korporaal met sy klomp soldate wat gewapen is, en hulle ouetjie stap nou daar in die tempel, hulle gaan nou weer hierdie apostels arresteer, maar nou is hulle 'n bietjie skrikkerig, maar nou moet ons onthou, die gemeente is op daai stadium al 5000 mense. En hulle is dalk nou 100 soldaatjies, maar hulle gaan net soveel mense kan seermaak voor daai 5000 vir jou ore aan sit, en nou dalk met klippe gooi laat jy luister. Maar nou wil hulle arresteer, maar hulle is bietjie bang, hulle is skrikkerig, hulle wil nou nie moeilikheid maak nie, so hulle sê, hoor, kom saam met ons. Hulle is eintlik gearresteer, maar ons gaan nou nie ons swaarde uithaal nie, want terwille van die vrede. Nou stap hulle maar saam na die raadsaal toe, en nou staan hulle weer, en die hoëpriester druk nou weer sy vinger onder hulle neus, en sê, ons het mos vir julle gesê. En hoor nou wat sê hy. Wat hy sê is, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam, nie in die naam te leer nie. So vers 28 sê hy noem nie eens Jesus se naam nie. Hy is so met minagting vervul oor Jesus, dat hy nie eens sy naam noem of oor sy lippe wil bring nie. Julle mag nie in die naam leer nie, want net in hoofstuk 4, vers 12 en 13, het hulle gesê, daar is geen ander naam deur wie die mens verlos kan word nie, as die naam van Jesus Christus. Dit het hulle gesê, vir hierdie selfde raad, wat hulle nou die tweede keer inroep. En dan sê hy, vers 28, en kyk, julle het Jerusalem met die julle leer vervul, met ander woorde, julle besoedel nou as julle gemeenskap, met hierdie valse leer, dat julle dink Jesus is die Messias. Hoor nou wat sê hy, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. Nou is die ironie, wat het hulle gesê, terwyl Jesus gekruisig word, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Nou draai hulle om en sê, nee, julle wil ons nou beskuldig en sy bloed op ons bring. Terwyl dieselfde skare wat geskree het, kruisig hom, en dit daar geskree toe Pontius Pilatus sê, ek was my hande in onskuld, hierdie man se bloed, moenie op my wees nie, toe sê hulle, maar laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Nou het daardie mense tot bekering gekom, selfs as wat geskree het, kruisig hom, is nou Christene. En nou het hierdie man 'n moeilikheid. Hulle wil nou hierdie ouens stop, want hulle is vas oortuig, dis 'n valse leer wat nou gestop moet word met geweld. Wat die mens dan tref, is dat hierdie manne onverskrokke opstaan. Hierdie ongehoorsaamheid aan die leiers van hulle volk, is nie sommer net rebellie nie. Hulle is nie net sommer hardkoppig en balhoorig, en hulle wil nou maar net
hulle lyf rondgooi in die samelewing om te sê Jesus is die Messias nie. Wat hulle duidelik maak, weer klink deur die eeue. Hierdie het die slagspreuk geword van die kerk en van elke Christen. In vers 29 wanneer hulle antwoord, want hoor hierdie verbuisterende antwoord. Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet God meer gehoorsaam wees as die mense. Dis fenomenaal. Julle sê vir ons, moenie van Jesus getuig nie. As ons dit sou doen, dan sou ons aan God ongehoorsaam wees. Maar ons moet God meer gehoorsaam wees as julle wat ons probeer stop. Hy vra dieselfde vraag vooraf. Moet ons julle meer gehoorsaam wees as God? En hier stel hy nou die stelling. Dis wie ons is. Dis waarvoor ons staan. Hierdie moed wat maak dat ons Jesus verkondig, kom nie van julle of 'n vrees van julle of net ons eie hardkoppigheid nie. Hierdie moed is gehoorsaamheid aan God. Ons het 'n diepe loyaliteit teenoor God meer as oor julle wense. Hierdie is nie 'n menslike opdrag nie. Ons word nie gedwing om hierdie boodskap te bring nie. Maar ons kan nie die verlossing in Jesus daaroor stil bly nie. Dis die boodskap van hoop, dis wat julle nodig het en hulle wil dit nie hoor nie. Hulle dink nie hulle het dit nodig nie. Hulle dink hulle doen goed, hulle is die kerk. Hulle weet beter, maar hulle verwerp Jesus. Nou kom hy in sy boodskap in hierdie inhoud en herinner hulle aan Paasfees. Sê die motief is nie menslike idees nie. Dis gehoorsaamheid aan God. Nou wat is die inhoud? Wat het hulle toe nou gesê? Vers 30, 31 sien ons. En dit is 'n samevatting in 2 versies van die hele evangelie boodskap. Wat is die evangelie? Die evangelie is die goeie nuus. Dis waarvoor die Griekse woord euangelios staan. Eu is goed, angelos is 'n boodskap. Goeie nuus beteken hier is iets wat nuuswaardig is. Hier is iets waarvan mense nie weet nie, wat hulle moet weet. Dis hoekom jy die nuus kyk. Daar's goed wat in die wêreld gebeur wat jy nie weet nie, wat jy nou moet weet as jy die nuus kyk. En hier is die goeie nuus. Hulle weet dit nie, hulle moet dit hoor, vers 30, die God van ons vaders. En nou trek hulle dadelik die manne in, om te sê, dieselfde God wat julle aanbid. Die God van ons vaders het Jesus opgewek. Vir hulle is dit absolute teenstrydigheid. Ja, hulle aanbid die God van hulle vaders. Maar is vir hulle baie swaar om te hoor dat hierdie selfde God vir Jesus uit die dood opgewek het. En dit is wesentlik belangrik dat hulle dit sal hoor. Dan kom hy aan die einde van die vers en hy sê, wat julle omgebring het, deur om aan 'n kruishout te hang. Julle bedoeling was om hom te vernietig en te vervloek en in die skande te bring. Dit was julle bedoeling. Julle wou hom vernietig en sy hele leer vernietig en al sy disippels uitmekaar jaag. Maar God het hom uit die dood opgewek. Dieselfde God wat julle aanbid, het gesê, dit is my geliefde seun in wie al my behaag is. Luister na hom. Vers 31 gaan hy nou verder. Hierdie selfde God wat vir Jesus opgewek het toe julle hom vermoor het en in die skande probeer bring het God as leidsman en verlosser aangestel. En dit is die kontras. Hierdie vloekhout van 'n kruis, want elke mens wat in die Romeinse tyd aan 'n kruis gesterf het, is beskou as 'n uiterste krimineel. Dit is net vir die slegste kriminele was hierdie dood die vonnis gewees. En dis hoe hulle Jesus laat sterf het. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy gebruik hierdie slegste skande van alle skandes van hulle tyd om die verlossing van die wêreld te bewerk. Dat hy deur sy bloed betaal ook vir hulle sondes.
Hy word die leidsman genoem, dit beteken in Grieks die prins of die pionier, die argelos. Hy is die een wat dit moontlik maak. Hy is die oorwinnaar, hy maak die pad na die hemel moontlik. Nie soos wat hulle dink met goeie werke en ek moet my stukkie doen om my plekkie in die hemel te verdien. Jy kan nie. Die Here Jesus is die leidsman. Hy stap voor. Psalm 23, hy is my herder. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Ek stap agter hom aan. Ek is sy volgeling. Ons is sy disippels. Ons stap agter hom aan. Ons stap sy pad. Dis wat jy nodig het. Hy is leidsman. God het hom as 'n leidsman gegee. Hy sê uiteindelik vir Israel, vir elkeen wat die boodskap nodig het, vers 31. En dan noem hulle hom die verlosser. Hy is die een wat verlossing bewerk uit die sonde en die dood. Hy bewerk, hier sê hulle dit, bekering en vergifnis van sondes. Dis wat hy gee. Hulle sê dit vir hierdie 70 manne wat dink, hulle het nie sonde nie, hulle het nie vir Jesus nodig nie, en hulle bring steeds hierdie boodskap. Wat 'n mens sien gebeur in hierdie hofsaal is iets fenomenaal. In ons diepste wese waar ons weet, in sonde is ek gebore en ontvang. En wanneer ek getuister word van alle kante en daar druk op my is en mense hatig teenoor my is en vir my ontslaaf wil raak, kom die Here Jesus wat die lewende God is, die verhoogde Christus. En hy maak geleenthede, hy maak deure oop, hy gee my geleentheid om van hom te getuig. En dit gaan nie oor reëls en regulasies soos wat hulle wou glo nie, dit gaan uiteindelik oor 'n verhouding met Jesus. Nou blaai saam met my na 1 Petrus 3, want die vraag is, hoe raak dit my? Hoekom jaag hierdie gedeelte in die Bybel vir my op van my gemakstoel, waar ek sê, wel, om van Jesus te praat is vir 'n trop sendelinge, en ouens wat nou daar vrymoedigheid het, en die moed het om te praat, ek is nie 'n prater nie, ek sê vir mense wys, hoe lyk 'n kind van die Here. Maar in 1 Petrus 3 sê in vers 15 dit, en is nodig dat elkeen van ons hier 'n knoop in die stert maak, en onthou, hierdie is op my, hier kom dit nou persoonlik na my eie lewe en hart toe. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Here God in julle harte. Dit geld vir my en vir jou, vir elkeen van ons. Jy het nodig om die Here God in jou hart te heilig. Hoe doen jy dit? Vers 15, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is. Dis wat hier gebeur. Hulle eis van hulle rekenskap. Hoekom is julle ongehoorsaam aan ons? Hoekom praat julle nog van Jesus? Hulle eis van hierdie rekenskap en hulle gee vir hulle hoop. Daar is regtig iemand wat julle kan lei tot bekering en vergifnis van sonde vir julle kan gee. Daar's hoop. Want hulle doen dit met hierdie gesindheid. Kyk in vers 15, die laaste 2 woorde wanneer hy sê, met sagmoedigheid en vrees. Nou wat beteken dit? Dis dan nie juist die doel van hierdie oefening dat ek nie vrees sal hê nie. Met sagmoedigheid beteken, ek is nie arrogant nie. Ek druk nie my vinger onder jou neus nie, maar ek reik my hand uit en sê, daar's hoop. En die vrees beteken, ek is so eerbied vir God, dat ek eerder aan hom gehoorsaam is as aan mense. Dis waar die vreesdeel vandaan kom. Nee, ek is bang vir jou, wat my nou gaan slaan, of skade doen, of onreg doen teen my nie. Ek het 'n diepe eerbied vir God. Dis die vrees van die Here, wat maak dat ek nie anders kan nie. Ek moet vertel van die hoop van Jesus. En ek doen dit met 'n nederigheid. En met hierdie blydskap van hierdie boodskap, met die hoop wat hierdie boodskap bring. En dit is ontsaglik belangrik, want wat is die krag? Hoe kry ek die krag? As ek nou by myself dink, ek moet net lank vir iemand vertel van Jesus, of hier is iemand wat my nou
die lewe vir my moeilik maak, hoe praat ek met hulle oor Jesus? Waar gaan ek die krag kry? Kyk nou wat sê hulle in vers 32. Hulle stel dit so, en ons is sy getuies. Ons is nie skaam daaroor of bang om dit te sê nie, ons is sy getuies. Ons het die voorreg om die boodskap van hoop te bring. Ons is sy boodskappers, en julle gaan dalk ons as boodskappers nou skade doen, maar julle hoef nie vir ons bang te wees nie, maar vir ons baas, wat as regter kom, vir hom moet julle bang wees. Ons is getuies van hierdie dinge, ons het dit gesien. Nou kyk mooi wat hy sê, hy noem 2 keer ons het gehoor en 1 keer ons het gesien. Hy sê in vers 29, praat hy gebruik die woord gehoorsaam, ons moet God meer gehoorsaam wees as aan mense. Nou kom hy vers 29, hy sê ons is getuies, ons het dit gesien met ons eie oë, dat Jesus leef en hy die dood opgewek is en dat hy God en Messias is. En nou gaan hy verder. En ons is getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat gehoorsaam is. Daar is hy weer, die woord hoor. Die mense wat hoor en luister en doen. So waar kom die krag vandaan? Die apostels was ooggetuies. En na die tyd van die apostels was daar nie meer ooggetuies nie. Na die tyd is daar nie meer mense wat apostels genoem is nie, want hulle was ooggetuies en het letterlik met hulle eie oë gesien dat Jesus leef. Ek en jy wat dit nie gesien en beleef het nie, ons is steeds disippels, en dis wat die Here Jesus sê in Matteus 28, maak disippels van al die mense en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons is disippels. Maar ons het gehoor. En nou is die vraag, is ons gehoorsaam? Want ons weet, die motief, hoekom ek bereid is om myself in die verleentheid te stel, om met mense te praat oor Jesus is, ek moet gehoorsaam wees aan hom. Nommer 2, die inhoud van hierdie boodskap is 'n boodskap van hoop. Ek het jou lief genoeg, wat antagonisties teenoor my is, en dalk negatief teenoor Jesus is, en nie glo nie, om vir jou te sê, maar daar is hoop, en daar is hoop in Jesus. En uiteindelik die krag kom van die Heilige Gees, want die Heilige Gees getuig ook deur ons. Die Heilige Gees is besig om die harte wat hierdie boodskap hoor, oop te maak, die wat uitverkoor is, en wat die boodskap moet glo. Maar die boodskap moet weer klink. En dan uiteindelik sien ons, wat was die uiteinde? Gamaliel sê vir hulle, hoorie, maar daar was elke keer hierdie rebelle leiers, en toe hulle doodgemaak is, het hulle volgelinge uit mekaar gespat. Heel waarskynlik gaan dit dan weer gebeur. Jesus is doodgemaak. As hierdie manne uit mekaar uitspat, dan weet julle, dit is so mense af. Maar as dit nie tot niet gaan nie, dan moet julle weet, kom dit van God af. En as ons dan vir die manne probeer stop, dan probeer ons teen God veg. Dit was wyse woorde van Gamaliel, want dit is presies wat gebeur het, en tot vandag toe nog gebeur. Dit is nie gestop nie, want dit het van God gekom. En toe gee hulle vir hulle pak sla. Hulle het hulle weer gegeesel, stikkend geslaan, maar die manne kon nog loop, hulle kon daar weggaan. In vers 41 lees ons. Hulle het van die raad af weggegaan. En kyk nou, vers 41. Bly dat hulle waardig geag is om vir sy naam oneer te ly. Nou menslikerwys is dit net, ons kan dit nie verstaan nie. Hierdie manne is half doodgeslaan en hulle is bly daaroor. Is hulle nie bietjie op 'n ander stasie nie. Maar wat hierdie gedeelte vir ons leer, as die Heilige Gees in jou hart werk, is jou eie behoeftes op die agtergrond en God se eer op die voorgrond. En die vraag is, waar is ek en u? Wat regeer my lewe? Wat bepaal my lewe? Is dit my eie behoeftes of God se eer?
En dit maak 'n verskil hoe jy die lewe benader, hoe jy die week benader, hoe jy jou werk benader, hoe jy mense benader, veral die ouens wat vir jou die lewe moeilik maak. Want daai ou wat so negatief is teenoor jou en vir jou die lewe moeilik maak, is ook iemand wat Jesus se genade nodig het. En het jy genoeg liefde in jou hart om Jesus te deel? En die vraag is nie wat gaan met my gebeur as ek nou van Jesus praat nie. Die vraag is jy gehoorsaam? Wanneer jy voor God staan en hy vra vir jou, hoekom moet ek jou toelaat in my hemel? Gaan jou antwoord wees, wel, Here, ek het probeer, maar jy weet mos, vir ons mense is die ding selfbehoud, ek moet net my lewe beskerm. Dit moet net nie sleg gaan nie, ek wil net nie iemand met seer kry, of iemand met skade doen nie, ek wil net nie aanstoot vir daai ou nie, ek moet mos nie laat hy dink ek sê ek is beter as hy nie, so ek bly liewer stil oor Jesus. Ek gaan uiteindelik net vir jou vra, maar was jy gehoorsaam? En dis die ding wat aan jou en my toe kom. Die vraag is, in daai omstandighede, wanneer jy nou reageer, hoe gaan jy die vraag beantwoord, hoe kan ek in hierdie omstandighede vir God gehoorsaam wees? Dis die vraag. Want 'n normale menslike reaksie is, hoe kan ek in hierdie situasie myself beskerm? Want dit so gelyk het soos, sorry manne, ons bly dan maar liewer stil. Kom ons staan maar terug. Ons weet in ons harte, ons is nog aan Jesus se kant, maar die risiko is te groot. Of het jy so ontsaglike liefde, wat die Here met hulle pad geloop het van vreesagtige mensies agter slot en grendel in die bovertrek, na mense wat sê, julle het regtig Jesus nodig, ouens. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons die goeie nuus bring. Julle kan maak wat julle wil, omdat dit van God afkom, gaan julle ons nie kan keer nie. Want hierdie boodskap na die hele wêreld uit, ons wil vir almal hoop gee, want die enigste hoop is in Jesus. Leef ek in vrees? As ek kyk na die dieselprys en ek kyk na die geweld en die storms en al die dinge en die oorloë en al die haat en geweld in hierdie ou wêreld. Want weet jy, sonder Jesus het jy regtig rede om bang te wees. Maar weet jy, met Jesus aan jou kant is jou prioriteite totaal anders. Dis nie, hoe kan ek my lewe beskerm en hoe kan ek my mense beskerm? Dit is ek gehoorsaam. Wys ek vir mense sy liefde en die hoop wat in hom is. Want ek het so ontsaglike hoop, ek weet waar dit eindig. Ek weet wat lê voor. Maar tot dan, elke tree, kom my krag van hom af. Ek is 'n swak mensie, met baie foute en gebreke. Ek het bekering en vergifnis ervaar, en dis waarvan ek vertel. Ek is bereid van jou wat vir my rekenskap eis oor die hoop wat in my hart is, rekenskap te gee met sagmoedigheid en vrees. Mag die Here ons daardie gehoorsaamheid gee, dat ons daar kan wegstap en sê, wat 'n voorreg, dat die Here my waardig ag het, om hierdie oue te vat vir hom. Nie omdat ek het kan vat, omdat ek so sterk is nie, maar dat hy my deur daai pyn nader trek aan hom, vir my sê, jy moet weet, jy het my regtig nodig, en ek dra jou. Ek het vir jou ewige heerlikheid wat voor lê, maar ons is nog nie daar nie. Al wat ek vir jou vra is gehoorsaamheid. Maar hierdie klein bietjie lyding, sê Paulus later, verwerf 'n ewige gewig van heerlikheid vir ons wat deur hierdie lyding geoefen is. En wat 'n genade dat jy nie hoef bang te wees nie. En Jesus is met jou. Hy troos jou. Hy versterk jou deur sy Heilige Gees. Hy gee vir die woorde in die mond wat jy vir hom kan sê, vir hulle kan sê om van hom te getuig. Daar's hoop. Amen. Kom ons bid dat die Here ons gehoorsaam maak. Here, ons is in ons harte op hierdie wipplank van hoop en benoudheid.
Baie keer is ons maar onder Here wat ons maar baie benoud voel oor die toekoms en die dinge wat met ons gebeur op die oomblik in ons lewe en omstandighede in ons harte en ons menseverhoudinge. Here, ons sien nie altyd die lig nie. Voel baie keer maar net of ons neusgate bo die water uitsteek en ons hou nie kop bo water nie. Maar dankie Here dat U ons nie daar los nie, dat U na die rykdom van die krag ons versterk in die innerlike mens deur die Heilige Gees. En vandag ook hierdie gedeelte van ons gee as 'n stuk getuienis, is 'n stuk geskiedenis van hoe U in mense se harte en lewens werk. Here, dis met groot vrees en diep afhanklikheid wat ons vir onsself beskikbaar stel en sê, Here, hier is ek, gebruik my. U wat my op 'n bepaalde plek hier op die aardbol plaas, tussen 'n bepaalde gemeenskap en 'n bepaalde familie en gesin en 'n bepaalde werksomstandighede en skool en tussen maats en vriende en Here, soms omstandighede wat vir ons regtig baie moeilik is om te hanteer, maar dankie Here dat U ons nie daar los nie, en sonder hoop los nie, en sonder krag los nie. U gee vir ons krag. U versterk ons geloof. U gee vir ons 'n blydskap in die hart, wat geen beproewing van ons kan wegneem nie. Geen houe, geen hartseer, geen verlies kan dit van ons wegneem nie. Here, help ons om ons oë op U te hou, Here Jesus. So maklik kyk ons teen ons probleme vas en ons raak benoud. Maar dankie dat U ons vrymaak daarvan. Dat ons verder en hoër en dieper kan sien as hier en nou en kan weet waar dit eindig en kan opkyk na U wat krag gee en vreugde kan vind in die skoonheid, die pragt, die majesteit van U ons verlosser. En dat alles die moeite werd is, omdat U onmeetlike liefde deur die Heilige Gees oor ons uitstort, sodat ons harte nie anders kan nie, dit loop oor na mense wat U nodig het. Help ons in hierdie week dan mee, ons vra dit in Jesus naam, amen. Het geleentheid Psalm 364. Jy sal sien aan die regterkant van daai bladsy staan daar iets besonders. Daar staan, hierdie is die enigste Nederlandse gesang wat in die Kaap ontstaan het. Ons het 'n rykdom van liedere wat ons voorsate van Nederland af saamgebring het en wat hulle hier gesing het. En hierdie is 'n lied wat hier in Suid-Afrika gemaak is. En daarom is dit vir ons so kosbaar, en dit is die moeite werd. Dit is 'n vreemde wysie, 'n bietjie moeilike wysie. Dit begin baie soos Psalm 117 wat ons altyd sing as ons gereed maak vir die nagmaal. Maar hier van die tweede reël af hoor jy nee, die wysie is bietjie anders. Maar dit is die moeite werd, dink ek, om hierdie lied te leer sing, en kyk na die woorde. Moet jy stry teen moeilikhede, kind van God, vertrou op hom. Hy gee krag op jou gebede. Hy ken jou omstandighede. Hy omskep die smart in vreug. Ons kan ons in hom verheug. Bou in kommervolle dae al jou hoop op hom alleen. Hy hoor al jou sigte kla. Hy ken al ons angs en vra. Die swaarste teenspoed heen. Hy kan help, ja, hy alleen. Hy sal geen belofte breek nie, ja en amen is sy woord. Hy laat ons nie in die steek nie, laat ons onverhoord nie smeek nie. Daarom leef ons vreesloos voort, hy die troue hou sy woord. Weg dan alle vrees en smarte, hy ons Vader is ons God, en sy Gees spreek in ons harte, seun van die seun, die man van smarte. Hy ons voorspraak by ons God, hy waak oor ons lewenslot. Ja, dit gee hoop, nie? Kom ons sing vers 1 en vers 3, kom ons staan in die liefde. Moet jy stry teen moeilikhede, kind van God, vertrou op hom. Hy gee krag op jou gebede.
Hy ken jou omstandighede. Hy omskep die smart en vreugd. Ons kan ons in hom verheug. Hy sal geen belofte breek nie. Ja en amen is sy woord. Hy laat ons nie in die steek nie. Laat ons onverhoord nie smeek nie. Daarom leef ons vreesloos voor. Hy die troue hou sy woord. Ons herinner en ons bid stonde net na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.